Goeiemôre almal, maandagoggend, vandag is dit die 4de Mei, die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek gesels oor die enigste ware God. Nou, as ons daar in Matteus 8 gaan lees, die Here daar so 'n paar mense genees en dan praat hy met ons oor die besetene van Gadara. Maar voor ons daar kom, wil ek nou eers ietsie vir julle voorhou. Ons lees meermale oor bose geeste of demone in die evangelies. Hulle word gewoonlik geassosieer natuurlik met Satan en hulle voer sy mag en sy krag uit, hulle is sy helpers. Elke keer as Jesus hulle gekonfronteer het hulle mag verloor. Die ironie is dat hulle juis die boosheid erken dat hy die seun van God is, maar hulle erkenning beteken nie dat hulle die Here Jesus aanbid nie. Jy erken ook dat Jesus die seun van God is, maar dit is nie genoeg om dit te erken nie. Jy moet in die geloof aanvaar dat Christus vir jou, wat Christus vir jou gedoen het. Jy moet hom aanneem as die enigste een wat jou van jou sonde kan verlos en met God kan versoen. Jy moet jou geloof prakties uitleef deur aan sy woord gehoorsaam te wees. Maar ek wil nou vir julle die gedeelte lees van die besetene van Gadara. En toe hy aan die oorkant kom, in die land van die Geraseners, het 2 duiwelbesetenes hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. En met een skreeu hulle en hulle sê, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van God, het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? En ver van hulle af het 'n groot trop varke gewy. En kyk nou wat vra die duiwels. En die duiwels het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke in te gaan. So hulle kon nie doen wat hulle wil nie. Hulle moes Jesus vra. En hy het vir hulle gesê, gaan. Toe gaan hulle uit en vaar in die trop varke en daar storm hulle die hele trop varke die kraans af die see in die water in. En die wagters het gevlug. En toe hulle in die stad kom, het hulle alles vertel, ook wat met die besetenis gebeur het. En kyk, die hele stad het uitgekom, Jesus tegemoet. En toe hulle hom sien, smeek hulle hom, dat hy uit die gebied moet weggaan. Hoe hartseer is dit? Dat hulle nie hierdie almag van hierdie God wil erken nie. Nou die gedeelte wat ek ook wil voorlees is Jakobus 2 vers 19. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my die geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Alhoewel hulle nie regtig God erken as die almagtige van die heelal nie. Dan Lukas 10 vers 19 en 20. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die gees aan julle onderworpe is nie, maar wees liewerste bly dat julle name in die lewe opgeskrywe is. So daar is een naam, Jesus. Erken dit, glo dit en staan vas in jou geloof, met die wete dat as jy in Jesus bly en jy doen wat sy woord van jou verlang, dan sal jy die ewige lewe beerwe. Maar as jy soos die duiwels ongehoorsaam is en nie doen wat God vra nie, gaan jy 'n ewige hel hê. En daar's net 2 plekke waar ons kan gaan, of hemel of hel. Kom ons gee erkenning aan God vir wie hy is. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, baie dankie vir U hand van beskerming, voorsiening, genesing oor elkeen van ons. Here, ek bid vir elke persoon vandag. Here, ek bid dat hulle sal erken dat U die enigste ware God is wat daar is. Here, en dat ons nie sal soos die duiwel sidder wanneer ons U naam hoor en dit is al wat met ons gebeur nie. Here, maar dat ons werklik tot bekering sal kom en vir U sal sê, Here, hier is my lewe, kom was my skoon. Here, kom help my, sodat ek in U weë kan wandel en alles sal doen tot eer van U groot en heilige naam. Here, wees met elkeen in hierdie dag. Seën hulle is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.